Goeiemôre, 10 Oktober en tyd vir die wêreldnuus. Groot nuus vandag is dat Israel se ceasefire is nou in effek, daar in die Gaza-strook. Dit beteken dat dit gaan nou spoedig in 'n rigting van vrede in die omgewing, en ons kan sien reeds vandag al is daar honderde, omtrent duisende Palestiniërs wat besig is om terug te keer na die Gaza-strook toe, in die hoop om weer vir hulle lewe daar te maak. Ook het Israel se soldate teruggetrek tot 'n sekere punt binne Gaza, soos die ooreenkoms was, en dan ook het die Amerikaanse regering 200 Amerikaanse soldate Israel toegestuur om te help monitor die ceasefire. Nou die Amerikaanse soldate sal nie in Gaza aangaan nie, hulle bly in Israel. Hulle is net daar om dan die ceasefire te monitor en so terugvoer te gee. Putin het nou admit dat laas jaar Kersfees dat dit sy weermag was wat hy Azerbaijan airline afgeskiet is. Hy het mos vir eers nadat hy ding afgeskiet is en vingers na Rusland gewys is, het hy mos daar deny, dit was nie Rusland nie, dit moet 'n error op die vliegtuig gewees het. Iets wat op die vliegtuig gebreek het, maar hy het nou vandag admit, dit was sy magte wat hy vliegtuig afgeskiet het. So een van die airliners, en daar's meer as die helfte van die passasiers is dood. Die airliner het het gemaak oor die Caspian Sea en hy het gaan probeer land, maar met al sy hidroliese probleme het hy crash landing gedoen en meer as die helfte van die passasiers op hy vliegtuig is oorlede. Dan is daar ook 'n berig van, en dit is al vir logika in, Afrika het unlimited potential vir solar energy. As jy daaraan dink, van die grootste gedeelte van Afrika lê baie naby aan die ewenaar. En nie te ver, kyk as jy Suid-Afrika vat, ons is maar 23 tot 25 grade suid van die ewenaar. So dit is nie so ver suid as wat Europa en die noorde van Amerika en Kanada weg is van die ewenaar, is baie nader. En dan ook die noordelike gedeelte van Afrika, noord van die Kreefsteenkring, is die Sahara-woestyn wat permanent in sonskyn is. So as jy kyk na die sentrale en suidelike gedeelte van Afrika, waar jy baie donderstorms en nie goed kry, is die son redelik bokant die aarde, binne die area van waar die son op en afskuif, en met die direkte lig straight down, is dit makliker vir solar panels om goed te werk, in terme van plekke soos Finland en daai wat so ver noord is, dat die angle wat die son die aarde tref daar, is dit baie moeiliker om vol sonkrag te kry, of vol krag te kry van solar panels af. So Afrika het 'n groot potensiaal. Ook net iemand sien dit ook raak en hulle begin belê daarin, want jy kan die hele Afrika voorsien van krag met solar panels, maar dit gaan baie geld kos. So sekerlik hooplik is daar sekere lande wat sal bietjie belê daarin, en dan help hulle om weg te kom van die ander kragstasies wat baie geld kos om te bou en te onderhou en te run. Want sodra jy solar panels op plek het, kan hulle redelik lank hou sonder dat jy aan mekaar iets moet brand of iets moet doen om krag op te wek. Maar soos ons ook weet, veral in Suid-Afrika, die enigste probleem is die diefstal van die equipment. So, ek weet nie, as dit gou doen gaan word, gaan dit goed beskerm moet word ook, want diefstal van kabels en ander uitrusting kan 'n probleem raak, veral in Afrika. Dan het Maria Corina, sy is die opposition leier van Venezuela. Sy het die Peace Prize vandag gekry, die Nobel Peace Prize vir vrede, vir haar pogings om 'n dictatorship in Venezuela te verander in 'n democracy. En soos almal weet, is sy laas jaar deur die howe geblok om in die presidential verkiesing deel te neem, sodat daai dictator Maduro wat daar sit kan nog steeds in charge bly. So sy kry die Peace Prize, Nobel Prize vir Peace. Hooplik maak dit meer, bring dit meer informasie vir die mense wat om die wêreld is, om te sien wat regtig aangaan.
in Venezuela en haar poging om dan 'n diktatorskap te verander in 'n demokrasie. Hooplik kry sy dit reg. Sover lyk dit of sy dit nog nie gaan regkry nie. Filippyne is vanoggend geslaan met 'n wat 7.6 magnitude aardbewing. Daar sal 5 mense oorlede. Hulle het al intussen die tsunami warning vir die Filippynse eilande opgeskort. Daar lyk my daar gaan nie 'n tsunami kom van weens daai aardbewing nie en kans dat dit kan kom is klaar verby anyway. So hooplik is daar nie nog meer mense wat gaan oorlede gaan of seer kry weens hierdie aardbewing nie. Ongelukkig net baie skade wat 'n mens kry van aardbewings en moet jy maar herbou. Ek dink hulle gaan ook begin kyk na plekke wat baie aardbewings kry, soos die Filippyne wat op die Ring of Fire sit. Developments, kyk China, Ooskus China, Japan, allei plekke sit in die Ring of Fire en dan obviously die Weskus van Amerika. Daar sal plekke in Japan, nuwe tegnologie wat hulle skyscrapers en geboue bou wat aardbewing bestand is. En die tegnologie is daar, is net expensive, so ek hoop daai plekke wat aardbewings kry en geboue wat vernietig word, dat die nuwe geboue wat hulle bou, daai tegnologie in het om te help met aardbewings. So ons gaan kyk in die history bietjie. 1913 het op hierdie dag, 10 Oktober, het president Woodrow Wilson het hy ontploffing getrigger daar by die Gamboa Dike, om so amptelik die Panama kanaal te open. So Panama kanaal het hier 'n paar jaar gevat om te bou by, en mense is dood daar so weens siektes en beserings en al die. Onthou dit was 1913, daar was nog nie dieselfde tipe uitrusting beskikbaar om te grou en te, jy weet, wat hulle gebruik vandag in mynbou en al die tipe van ding. En dan ook die occupational health and safety reels was nie baie dieselfde as wat dit vandag is nie. So het ongelukkig 'n hele klomp mense hulle lewens verloor weens ongelukke en ander goeters en dan siektes. Maar dit het toe 1913, vandag is die Panama kanaal geopen, die kanaal behoort aan Amerika. Amerika het hom gebou. Later het Amerika die kanaal verkoop aan Panama vir $1 met die voorwaardes dat Amerika het altyd toegang tot die kanaal. Intussen het Panama die kanaal gaan oorgee aan die Chinas. En die Chinas het 'n basis gebou, nie 'n basis nie, 'n hawe gebou aan die een punt van die kanaal en een aan die ander kant van die kanaal, en hulle kontrol die kanaal en slaat mense met extra tax en goed om maar deur te kom. Maar Amerika het die kanaal gaan terugvat by China. En terugvat by Panama, dis nou weer onder Amerikaanse beheer. So, jy kan ook iets verkoop en dit doen vir 'n ander land, maar is nie noodwendig dat hulle gaan by die memorandum bly wat onder mekaar geskryf is nie. So, en in 1933 het United Airlines, Boeing 247 is vernietig weens sabotasie. Dis die eerste in die geskiedenis dat 'n airline vliegtuig vernietig is weens sabotasie, die tipe van ding. En nou sien ons intussen van 1933, wat die eerste voorval in die geskiedenis plaasgevind het, tot vandag, hele paar ander airlines het vliegtuie verloor weens bombings of sabotasie op die vliegtuig. Baie vliegongelukke is baie keer te doen met iets wat gebreek het of so, maar daar is nogal baie wat ook is afgeskiet, soos hier is dat daar aan afgeskiet het laas jaar Kersfees, en dan sabotasie, bombings en die tipe van dinge, en ongelukkig is dit ding wat nooit gaan stop nie. In 1963 was die Nuclear Test Ban Treaty geteken, wat beteken niemand kan meer nuclear test doen nie, veral nie buitelug nie, om vir die huise en probleme te beskerm. Daarna, kyk, Noord-Korea het nou die dag weer 'n nuclear test gedoen, so 'n paar jaar terug. Hulle is nie gesign by daai treaty nie, maar daai treaty was deur al die groot moondhede in 1963 geteken, wat daai tyd nuclear moondhede was, UK en Amerika en Rusland en Frankryk, ek dink. En dan dit het nuclear test gestop, en daar was nogal baie toetse gedoen tussen 1945 en 1963, reg oor die wêreld.
En dan in 64 het die Tokyo Olympiese spele se opening seremonie is vir die eerste keer gebroadcast deur satelliet na ander lande toe. Dink net daaraan, 1964, eerste satelliete in space wat TV uitsendings kon broadcast van een land na ander land. En hier trek ons vandag 2025 en dis net normaal. Ons kyk sport van reg oor die wêreld. Jy dink nie eens daaraan al die tegnologie wat betrokke is nie. Daar's honderde satelliete in net vir uitsendings, net vir broadcasting. Daar's oor die 10,000 satelliete in space active, maar honderde van hulle is net vir broadcasting. En ons dink nie eens daaraan meer vandag nie. En dis so vinnig dat jy kan 'n lewendige uitsending kyk. Ek kan hier in Amerika sit en die golf kyk in Skotland en die uitsending is onmiddellik. Daar's baie keer 'n paar sekondes delay hang af van wat se TV-kanaal jy kyk, maar dis nie soos 'n lang delay of wat jy daai tyd moes rekord en dan oorvlieg en by 'n ander plek gaan uitsaai nie. So die tegnologie vorder en die tegnologie gaan wyd. En kyk, vandag sit almal met 'n selfoon in die hand wat deur satelliet en goeders werk. So jy kan nie glo hoe van 1964 waar die eerste uitsending per satelliet gedoen is, waar die tegnologie vandag al trek nie. Dink dit wag nie tegnologie wees in die volgende 50 jaar. En dan vir die laaste punt vandag, onthou vandag is Kreerdag, 10 Oktober, vir ons eie Suid-Afrikaners, ons Kreerdag, die wat dit vier. En dan, dis die dag vir vandag, 10 Oktober, die nuus en die geskiedenis. Sien julle weer môre. Nee, sorry, ek het vergeet, dis Vrydag. Ek doen nie nuus op naweke nie, ek sien julle dan weer Maandag. Geniet die naweek.